Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. Vriende, ek is mos nou besig met 'n reeks met jou, voordat ek gaan na die boek Handelinge toe, en ek kyk verskriklik uit om met julle oor Handelinge te praat. Julle gaan dit werklik geniet, want Handelinge, die boek Handelinge, beteken mos die handelinge van die apostels. Wat het hulle gedoen? Ons gaan kyk wat het hulle gedoen. Wat het die Here deur hulle gedoen? Want die Matteus, Markus, Lukas en Johannes gaan ons oor wat het Jesus gedoen. En nou slaas met Lukas, ons het mos al die boek Johannes gedoen, en so nou gaan ons na die handelinge van die apostels kyk. Maar ek het mos vir jou gesê, ek vat nou eers net 'n asem skep, want dit gee my geleentheid om oor iets te praat wat in my hart brand die afgelope tyd, en dit is die hemel. So, ek wil net met jou Bybel oopmaak in Hebreërs 11, as jy jou Bybel hier het, asseblief, dan lees ons saam. Dis 'n goeie gewoonte om jou Bybel kerk toe te bring. OK, so, hier staan dit, Hebreërs 11, vers 13, 14, 15 en vers 16. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet. In ander woorde, hy praat van die aardsvader Abraham en Isak en Jakob en almal, en dan in die konteks. En wat hy sê is, hierdie gelowiges, want hulle was gelowiges, hulle het gesterwe sonder om die belofte van wat God gesê het voor hulle oë in vervulling te sien gaan. En nou sê hy, nou sit hom baie aangrypend, hy sê, maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet. Ander woorde, deur die geloof het hulle dit gesien, met die geloofsoog. Nie met hulle fisiese oë nie, maar met hulle geloofsoog het hulle dit gesien. Hulle het geglo en hulle het dit verwelkom, hulle het dit gegroet, hulle het dit verwelkom. En dan sê hy hierdie woorde, en toe bely hulle, dat hulle is vreemdelinge en bywoners op die aarde. Toe sê hulle, hierdie is nie ons plek nie. Vriend, ek wil net vir jou sê, my dierbare suster, my broeder, hierdie wêreld is nie jou finale destinasie soos hy vandag is nie. Ons is mos eers op pad hemel toe. God gaan 'n nuwe aarde skep. Ja, dis 'n ander saak. Maar hierdie plek, dis nie ons permanente plek soos hierdie wêreld nou is nie. Dan gaan ons eers eendag 'n nuwe aarde kom. Ons is nog lank nie daar nie, want ons gaan nog eers in die heerlikheid van die Here opgeneem word. So hier sê hy, hulle het bely, hulle is vreemdelinge en bywoners op die aarde. Ander woorde, ek gebruik net hierdie aarde terwyl ek deur hom gaan, hierdie wêreld. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Ons sê daar's iets beters. En wat is dit? En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geen geleentheid gehad om terug te keer. Maar hoor wat sê vers 16. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dis 'n hemelse. Hy praat uit die vaderland. Hulle verlang
na 'n beter vaderland, die hemelse. Die hemelse vaderland. Daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. In die nuwe vaderland is daar 'n stad, die nuwe Jerusalem. Vader, seën u goddelike, heerlike, wonderlike woord in ons midde vandag om Jesus ontwil. En al die kinders van die Here sê, amen, amen. Vriende, ek wil met jou praat oor 'n vreeslike ding vandag, oor as dit kom by die hemel, waarmee baie mense worstel. En die vraag is, wat doen diegene wat ons vooruit gegaan het in die hemel? Jou oupa, jou ouma, jou ma, jou pa, of wie ook al gegaan het, of 'n vriend, of 'n kollega of iemand. Wat maak hulle in die hemel? Nou vir party mense is dit 'n vreesaanjaende gedagte in ons moderne tyd wat ek en jy in lewe, met al die tegnologie wat op ons vingerpunt is en alles is maar net touchscreen wat beskikbaar is dit verskriklik vir my om te dink aan verveeldheid, right? Dis hoekom mense sit die hele tyd so en hy sweep die hele tyd so op die foon, jy sien net die vingertjies hardloop so die hele tyd. Die Engels het 'n woord vir dit, vir verveeldheid, hulle noem dit boredom, né? Ek is verskriklik verveeld. So die New York Times het 'n artikel gepubliseer, ek weet nie vir wie dit al gesien nie, want daar was 15 groot gevegte wat mense mekaar flenters geslaan het, aangerand het in inkoopsentrums in Amerika. En toe sê hulle het die sondebok gekry. Oor hoekom daar in 15 verskillende winkelsentrums sulke vreeslike banies, jy weet, kroegfights en gevegte uitgebreek het. Tienerverveeldheid. Die klomp jong mense het mekaar opgedreun. Toe sê hulle het uitgevind, toe hulle nou begin kyk, hoekom is hierdie gevegte so, toe kom hulle agter, man, dis jong mense wat nie weet wat om aan te vang nie. Nou ek wil vir julle vertel dat, ek wil nie openbaar praat nie, maar ek weet van mense wat aantuig van hulle jong mense met motorfietsse gaan rondjaag het en die polisie het aan mense se deur gaan klop, want hulle gaan jaag daar rond, want hulle is vervelig. En nou, dan kom klop hulle by pa en ma se deur. Nou sielkundige sê, ontrou in baie huwelike en ooreet van baie mense is die gevolg van verveeldheid. Soos die een vrou sê, sy sê, ek bly eet die hele naweek deur wanneer ek alleen is, want ek is onaktief en nou sit ek verveeld voor die TV, en terwyl ek voor die TV sit, stop ek my mond die hele tyd vol allerlei goed wat ek kan kry, want ek is so verveeld. So mense doen baie snaakse dinge as hulle verveeld is. Het jy al die ding gehoor van, ek is verveeld tot die dood toe? Jy gehoor iemand sê dit, ek is verveeld tot die dood toe. Nou jy sit mense dat hulle koppe laat sak en hulle glimlag. Ek weet nie of dit ook hulle is wat so voor die TV sit en so verveeld is nie. Maar ek weet nie of julle gehoor het van die akteur George Sanders. Hy was 4 keer getroud, so hy kon nie baie verveeld gewees het nie, right? En in elk geval, maar hy pleeg toe selfmoord, dit het ook nie gehelp al sy huwelike nie. Hy pleeg toe selfmoord in 'n hotel in Barcelona, Spanje. En maar die snaakste ding van hom is hy het 'n nota agtergelaat. En ek het besluit ek gaan nie die nota vertaal vir jou nie. Ek lees hom soos hy het geskryf het. Hier is sy selfmoordnota. Dear world, I am leaving because I am bored. I feel I have lived long enough. I am leaving you with all the worries in the sweet cesspool. Good luck. Hoe tragies, George. Ek wens ek kon met jou gepraat het voordat jy nou hierdie dwaase ding gaan doen het in jou lewe. Duidelik het hy nie Jesus geken nie. Ek bedoel, duidelik het hy nie die Bybel as sy kompas in sy lewe gehad nie, die arme man. En ek is te laat om hom te help, ek wens ek kon hom help. Jy sien, indien ons 'n stryd het met vervelig wees hier op die aarde, party mense dink dit moet verskriklik vervelig wees om hemel toe te gaan. Want ek het al vriende gehad wat vir my gesê het, jare terug in my lewe, nee wat, ek gaan eerder daar na die warm plek toe, want my pelle is daar. Hy sê, maar hemel toe, dit klink vir my verskriklik vervelig. Party mense dink dis 'n thriller, net om aan die hemel te dink. Want verbeel jou, dis hoe party mense dink, vir 'n oomblik, dat jy het niks om te doen vir ewig.
Want dis party mense wat dink is wat in die hemel gaan wees. Jy gaan vir ewig niks doen nie. Ander mense dink, jy sweef daar in wolke rond, en so af en toe klap jy 'n vlekkie, en of jy sing een lied na die ander lied, en dan sip jy so 'n bietjie nektar, en dan parkeer jy weer iewers te af op 'n plek, of dit is 'n lang uitgerekte kerkdienste, waar die predikers nooit ophou praat nie, en jy sit op sulke sagte, opgepofte kussings. Is dit wat jy van die hemel dink? Kan dit wees, dat die hemel 'n plek is, waar ons niks gaan doen vir ewig en ewig en ewig? Is dit moontlik? Wat was John Eldridge? Hy skryf oor die ding. Hy sê, bykans elke Christen met wie ek gepraat het. Nou John sê dit, hy sê dit vir die waarheid. Hy sê, amper elke Christen met wie ek gepraat het, en ek weet nie wat sy kerk was dit nie, ek wil eerder nie vra nie. Hy sê, die idee wat hulle van die ewigheid het is, 'n nimmer eindigende uitgerekte kerkdiens. Waar jy in die kerk gaan sit en jy gaan een liedjie na die ander sing sonder ophou. En jy gaan daar sit en soet glimlag. Nou, is dit jou idee van die hemel? Hy sê, my vriende, hoe het die duiwel dit reg gekry om so te lieg oor die hemel, God se woonplek? Om by ons 'n indruk te skep dat die hemel is verveeld. Ek bedoel, hoe het die duiwel nie mense gebluf dat hulle dink dat die hemel is 'n plek wat ons gaan vervelig wees en nie weet wat om te doen nie. Dank die liewe Vader ons te Bybel. Sjoe, dank jy Here dat ons lees meer as 700 keer van die woordjie hemel in die Bybel, wat die Here vir ons goed vertel wat in die hemel gebeur. Die hemel is alles behalwe 'n vervelige plek. Want die een woord wat nie by die hemel kan inpas nie, is die woordjie verveeld. Want baie mense dink, wat gaan ek daar doen? Ek gaan net daar rondhang. Ek kan nie siele na die Here te bring nie. Ek kan nie 'n kerkplanting doen nie. Ek bedoel, as ek 'n dokter is, ek kan nie eens vir mense gesond maak of hulle medikasie voorskryf nie, want mense word nie siek aan die hemel nie. Wat moet ek doen? Dis al wat ek weet wat om te doen. So hier is die vraag. So wat doen diegene dan wat in die hemel is? Wat maak mense daar? Ten eerste, die hemel is nie 'n vervelige plek nie, want God wat in die hemel woon, is nie 'n vervelige God nie. God is nie vervelig nie. Ek moet bely. Ek bely vandag in die openbaar. Vergewe my Here. Maar ek moet bely. Ek was al met vervelige mense die mekaar. En ek moet bely vandag. Vergewe my Here. Maar ek was al in kerkdienste wat baie vervelig was. Maar die hemel, 'n vervelige plek, met God daar in der ewigheid, kan nie wees nie. Hoor wat sê die psalmis, as hy praat van die Here en van die hemel. Hy sê in Psalm 16 vers 11, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig. Lieflikhede is in die regterhand vir ewig. Wag. Moenie so vinnig wees nie. Wat het die psalmis nou net gesê? Wat is daar in die hemel? In God se teenwoordigheid? Versadiging van vreugde. Blydskap. Rejoicing. Vreugde. Voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand. Die ding is mos nou nie vervelig nie. Wanneer ons by God is, dan vreugde en blydskap, dit sal nooit 'n einde ken nie. Want jy sien, die God wie ons ken, wie ons gemaak het, is 'n kreatiewe God. Hy's die mees kreatiewe persoon in die ganse univers. Ek bedoel, hy die hemele, hy die sterre in aansien geroep, en hy sê, ek ken elke ster by naam. Hy het selfs 'n naam gegee vir elke ster. Van al die biljoene sterre. Vriende, hy is nie vervelig nie. Hy laat 'n donkie praat. Vra maar vir Biliam. Vriende, as jy geld tekort het, gaan vang 'n vis. Hy laat vis geld uitspoeg om Petrus sy tempelbelasting te betaal.
Ek bedoel, as 'n man in die see val, hy beskik 'n vis en die vis spoeg hom 3 dae later uit. Vra vir Jona. Ek bedoel, hy kraaie bring vir jou brood en vleis. Glory. In die woestyn as jy nie kos het nie. Stuur die Here kraaie. Hy bring reën, hy bring sneeu, hy bring alles. Daar's niks vervelig by die Here nie. Hy stuur Moses en daar's 10 plaae in Egipte land. Hy klief die Rooi See, die wind waai die hele nag en toe stap hulle droogvoets, droog. Hulle stap droog deur die see. Droogvoet deur die see. Hulle voete word nie eens nat, hulle sandale word nie eens nat nie. Om deur die see te stap sonder dat jou skoene nat word. Hy sluit leeubekke toe. En die leeu's, hongerleeu's, hulle lê maar net daar langs ou Daniël. En toe hulle sy 3 dienaars in die vuurvlamme gooi, toe stap Jesus saam met hulle daar in die vuurvlamme. Daar's niks vervelig by God nie. Hy loop op die see. Hy voed 5000 mense met brode, 'n paar brode en 'n paar visse. Ek bedoel, die Here het 'n supercharged motorboot gery op die see van Galilea, as jy dit nie geweet het, want ek weet nie hoe lees jy julle Bybel nie, maar as ek dit vir mense gewoonlik sê, dan val hulle om en sê hulle, maar waar lees jy dit? Ek lees dit in die Bybel in Johannes 6 vers 21. Daar staan, toe Jesus by hulle in die skei klim, nadat hulle so in die donker nag geroei het, so swaar kry teen die wind, want die wind was teen hulle, dit is onstuimig, hulle kry so swaar, om op die skipie te roei daar in die diepte van die see, en Jesus, hy kom so aangestap, hulle skree eers, en toe klim hy in die skei, en toe hy die skei klim, dan dink hy, ag, ek gaan dit nou maklik maak, vir hierdie paar vriende van my, nou staan daar vers 21 van Johannes 6, toe was hulle gewillig, om hom in die skuit te neem, en dadelik het die skuit aangekom waar hulle na toe gegaan het, die land waar hulle op pad was. That's fast. I mean, that is really fast. Soos 'n weerligstraal. Klim hier in die skuit, hier, ons klim hier in die boot en ons klim uit by Rio. Binne 'n minuut, binne 30 sekondes, binne 'n sekonde. Ek bedoel, vriende, God is nie vervelig nie. Dit is onmoontlik vir mense selfs net om te dink dat in die hemel. Ek bedoel, as ek Jesaja lees en ek lees die Here sê, daar's niemand soos ek nie. Ek kan dinge doen wat niemand anders kan doen. Dan sê die Here hierso, spesifiek in Jesaja hoofstuk 40. Ek moet dit vir jou lees. Ek het nou vanoggend weer so gesit en ek kon nie help toe ek dit lees en ek so glimlag daar by my en ek dink, sal ons ooit in hierdie lewe weet waarmee hou God hom besig? Hy sê, slaan tog jou oë op, kyk in die hoogte. Here sê, kyk op, kyk wat ek alles gemaak het. Hy sê, wie het hierdie dinge gemaak? Ek het dit gemaak, ek die Here. Hy sê, en die leerskare wat almal uittrek. Hy sê, ek het hulle gemaak. Hy sê, alles wat ek daar gemaak het, ek het alles 'n naam gegee. Ek roep hulle by hulle naam. Hy sê, weet jy dit nie? Het niemand dit vir jou gesê nie? Het jy nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here. Hy word nie moeg, hy word nie mat nie. Hy gee vir jou krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En hy gaan vir ons iets besonders doen. Die hemel is nie vervelig nie. Want ek en jy gaan nie vervelig wees in die hemel nie. Ten tweede, nie net is God nie vervelig nie, ek en jy gaan nie vervelig wees nie. En ek jou sê hoekom? Want jy kry 'n nuwe verheerlikte liggaam. En met daai nuwe verheerlikte liggaam kan jy dinge doen, soos wat ek hier lees in Filippense, waar Paulus sê, dat hierdie liggaam wat ek en jy gaan kry, beskryf hy in soveel woorde. Dis vir my so aangrypend, wanneer hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verlos het, ons vaderland is ons daar, ons het mos so begin, ons het 'n vaderland, hy sê, wat ons vernederde liggaam, hierdie aardse stoffelike liggaam, van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Ek bedoel, die sparks gaan fly. Ek bedoel, dink net vir 'n oomblik, wanneer jy 'n liggaam kry, wat nooit sonder krag is nie, wat nie kan siek word nie, wat nie kan sterf nie. Jy kan dinge doen elke sekond van jou lewe, en jy kan dit doen, en dit hou vir ewig wat jy doen. Dit vergaan nie. Daar is nie 'n verstryk datum op dit nie. Jy sê, dink vir 'n oomblik daaroor. 'n Ongebore baba in die baarmoeder van 'n vrou. Daai babietjie, wat nog nie gebore is nie, wat in die baarmoeder lê van 'n vrou. Daai kindjie is nie gereed vir hierdie aarde, terwyl daai kindjie nog in die baarmoeder van die skoot van die moeder is, totdat daar eers iets radikaal met daai baba gebeur. En wat is dit? Daai baba moet gebore word.
Die baba kan nie groei soos ek en jy vandag, as hy so in die moederskoot bly nie. Jy, jou nuwe liggaam, moet jy nog ontvang, vir die ewigheid. Jy is nog nie daar nie, ek en jy het dit nog nie gekry nie, nie voordat die radikale verandering gekom het, en ons 'n nuwe verheerlikte liggaam gekry het, is ek en jy nie gereed vir die hemel. Ons sal nooit gereed wees vir die hemelse ewigheid, voor dit gaan gebeur. Dis kom die Here die kerk met sy wegraping kom maak. Ja, daar's 'n aardse liggaam wat ons nou het. Daar's 'n tydelike hemelse liggaam wat ons kry as ons nou hemel toe gaan. Maar as ons van die ewigheid praat, vriende, daar wag vir ons elkeen ons eie verheerlikte liggaam wat die Here vir ons gee. 'n Opstandingsliggaam wat kragtig is, wat gees gevuld is en wat ek en jy tot aan alle ewigheid vir God kan doen en vir die Here kan dien. En vir ons medemens en alles met wie ons te doen gaan hê, dinge kan vermag tot in alle ewigheid. Ek sê die hemel is nie 'n vervelige plek, omrede jou vriende daar is nie vervelig nie. Kyk 'n bietjie hier. Wanneer laas het jy Hebreërs 12 gelees? Kyk wat staan daar in Hebreërs 12, vers 22, as jy nou omblaai, daar staan, julle het gekom by die berg Sion, die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Okay? Dis wat daar wag. So daar's 'n groep van 10.000 engele. Nou ons weet, Openbaring sê duisende van duisende en 10.000 van 10.000. So daar's miljoene engele wat in die hemel is. Hy sê, en by die feestelike vergadering, nie treurend, feestelik. Die hemel is 'n fees. En by die gemeente van eerstgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by God die regter van almal. Nou wat is vervelig omtrent Jesus? As niks vervelig oor hom. En God die Vader. En wat van al die engele, en die serafs, en die gerubs, 10.000 van hulle, die gemeente van eerstgeborenes, en wat van al die Ou Testamentiese heiliges, wat ooit op die aarde geleef het. Ek praat van Ou Testamentiese heiliges, ek praat van Nuwe Testamentiese heiliges. Daar's biljoene mense, wat jy nog moet ontmoet in jou lewe, in die ewigheid. Jy gaan biljoene engele, en mense in hemelse skares, dis alles daar vir ons het 'n hele ewigheid, om met hulle almal tyd te spandeer. Serafs, gerubs, Joshua, Moses, Abraham, Jakob, Daniel, Esegiel, hulle is almal daar. Lazarus, wat in die boesem van Abraham was, hy is daar. Ek bedoel, en het jy geweet, dat jy het nou tyd, terwyl jy hier op aarde is vandag, om 'n paar goeie vriende by mekaar te maak vir die hemel. Dit staan hier in Lukas 16 vers 9, Jesus sê, dit is in jou hand om dit te doen. Die geld wat in jou hand het. Die besittings wat jy in jou hand het. Hier staan dit. Ek lees vir jou. In Lukas 16 vers 9 sê Jesus, ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, gebruik jou aardse goed wat jy het, die bietjie geld wat jy het, en die materiële dinge wat jy het, gebruik dit, die onregverdige mammon, hy noem dit, want dit is die wêreldse ding, om vir julle vriende by mekaar te maak, dat wanneer julle hierdie lewe verlaat, wanneer jy hemel toe gaan, hulle julle in ewige tente kan ontvang. In blyplekke, want jy was vir hulle goed gewees hier. Jesus sê, die mense aan wie jy hier goed doen, sal aan jou goed doen wanneer jy daar arriveer. As jy gebruik wat jy hier het, maak vir julle vriende aan die ander kant by mekaar, deur die onregverdige mammon. In ander woorde, wat jy het, as jy dit nie verstaan nie, gaan kyk na my boodskap op YouTube, oor Lukas hoofstuk 16, en doen ek 'n hele halfuur uitleg oor dit. Oor hoe kan jy, met wat jy nou het, vriende by mekaar maak, dat hulle wat die Here red, hulle almal wag vir jou aan die ander kant, and they will bless you in all eternity, want jy was hier vir hulle, 'n seën gewees op die aarde. Dis wonderlik, ek kan nou al vriende by mekaar maak. En weet jy, Petrus en Paulus en Johannes, hulle almal wag nog vir ons, al die gelowiges, jou familie, jou voorsate, almal is daar. Vriende, luister, die hemel is nie 'n vervelige plek nie, want jou werk in die hemel gaan nie vervelig wees nie. Het ek 'n werk in die hemel? O ja,
Onthou, in die hemel word gerus en gewerk. God is nie lui nie. Daar's altyd iets om te doen. Luister, wie van julle dink, wie is die twee mense wat in die mees perfekte situasie al ooit op aarde geleef het, toe dit die lekkerste plek was wat jy ooit kan dink? Wie was die twee? Wie sê julle was die twee mense? Adam en Eva. Jy's reg. So is die storie. So toe jy geen sonde was, jy was geen duiwel nie, jy was geen siekte nie, jy was nie dood nie. Dit was net 'n wonderlike plek gewees, right? Ja. En dit was mos 'n wonderlike tuin en hy het al sy vrug gegee en al die wonderlike dinge. Ek bedoel, gaan lees maar net Genesis 1, 2 en 3. 3 raak dit nou moeilik, maar kom ons bly by Genesis 1 en 2, want by 3 kom die duiwel in die prentjie. Was nog nie daar. Genesis 2 iets te sê nie. So hier is die storie. So toe Adam en Eva in die tuin van Eden was hulle vervelig. Wat het hulle gedoen? Het hulle daar gelê en kyk na al die lekker vrugte en dan pluk hy, spoeg hy die put uit, sweef na die volgende boom toe en pluk daar ietsie en gooi die skille daar een kant. Is dit wat hy gedoen het? Die Bybel sê, hulle het die tuin bewerk. Hulle het die tuin bewerk. Hulle het dinge gedoen in die tuin. Hulle het hom bewaak, daar's twee woorde, bewaak en bewerk. Dis wat ons twee ouers gedoen het. Jou pa en jou ma, jou eerste pa en ma. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het in die tuin van Eden het hulle gewerk. Maar wat het die Here van sê wat hulle ook doen? Hulle moet oor alles wat daar is heers. Dis iets anders. Dit beteken, dis onder julle beheer. Want jy sien, mense wat geskaap is na die beeld en die gelykenis van God, het by God in die beeld van God die genade ontvang om te heers oor die diere en oor alles wat op die aarde is. Dis hoe God dit bestem het. Hy het ons so gemaak. Hy sê heers oor die visse en die voëls en oor die gediertes en alles wat op die aarde is. Julle moet daaroor heers. Dis onder jou jurisdiksie. So in die hemel gaan daar ook geheers word. Daar gaan dinge onder jou jurisdiksie wees vir jou getrouheid. Die heers val nie weg nie. Hoekom word ons konings en priesters en kry krone? Dis deel van ons, wie ons gemaak is in die skepping van God. So al daai dinge wag vir my en jou. So en ook in die hemel, dis waar. Ons sal die Here dien in die hemel, want Openbaring 1 vers 1 sê, my diensknegte, en ek kan jou wys. Openbaring 2 vers 19 sê die woord van die Here, ek ken jou werk en jou liefde en jou diens, jou dienswerk. Dit is nogal baie interessant dat die woordjie dienskneg en my dienskneg verskyn dwars deur die boek Openbaring. Het jy dit al ooit agtergekom? Want in hoofstuk 7 vers 15 sê die woord van die Here, hulle sal voor die troon van God wees, dis in die hemel. Hulle sal hom dien dag en nag. So they will serve him day and night. Aan die woorde, daar's dinge wat ons doen. We are servants, ons dien ook. Ons gaan nie net regeer en kry 'n kroontjie sit en glimlag op 'n troontjie nie. Ek bedoel, jy gaan nie 'n kroontjie kry op 'n troontjie sit nie. Daar's nog ander dinge ook wat ons kan goed besig hou. En in Openbaring 15 vers 3 sal jy glo, hier verskyn dit weer. En in 15 vers 3 staan daar, en hulle die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, servant of God, dienskneg van God, en die lied van die lam. So, hulle is by die diensknegte van die Here, mense wat dien. Soos in Openbaring 19 vers 5, hier staan dit weer. En 'n stem het uit die troon gaan, prys die Here onsse God. Al sy diensknegte prys die Here. Aan die woorde, in die hemel, ons gaan die Here prys. En hulle het die lied gesing van die lam, sy diensknegte in hoofstuk 5. Ja, ons gaan sing, ons gaan die Here dien. We will serve. Vers 10 sê, aanbid God, die van julle wat in die hemel is. So vriende, ja, ons gaan verseker die Here dien. Maar het jy geweet, in Matteus 25 vers 21, toe sê die Here, hy sê, my getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel stel ek jou aan. Mag 'n bietjie? As jy hier getrou is in die bietjie wat jy doen,
Wat gebeur met jou daai kant? Wat sê hy? Goeie en getroue diensknegt, oor weinig, die bietjie wat ek jou gee, die bietjie, is jy getrou? As jy die bietjie wat jy hier doen, getrou doen, net die bietjie, oor veel sal ek jou aanstel. Daar's baie werk. Daar's baie om te doen. As jy hier in 'n bietjie getrou was, gaan jy groot verantwoordelikheid kry, want die Here kan jou vertrou. So ek wil net sê, daar's poste wat vakant is aan die ander kant, en die Bybel sê, moet dat niemand jou kroon van jou wegneem nie. Daar moet regeer word, daar moet geheers word, daar's vakante poste, moet dat iemand dit van jou wegvat nie. As jy net getrou is in die bietjie wat die Here jou gee, dan sal jy iets groots kry in die heerlikheid van God. Dit lyk nie vir my, as ek so na al die dinge in die Bybel kyk, vriende, dat daar's tyd in die hemel om rond te hang en te leeg lê nie, en daar in die strate te lê, nie weet om jouself aan te vang nie, nie weet wat moet jy doen nie, niks wat ons daar doen is tydelik nie, dit gaan tog vir ewig wees. Ek bedoel, hier lees ons dan van Abraham, Isak en Jakob, wat 'n nuwe vaderland verlang, die hemel. En daar's 'n stad wat vir hulle berei is, en daar's dinge wat daar moet gebeur. So hier is waar ek is. Ek is by hierdie plek, in Romeine hoofstuk 8, vers 22 en 23, hier is waar ek is. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug, en tesame in barensnood is tot nou. Ander woorde, dit pyn hier so diep, so dowwe pyn hier in my hart, hier diep in my wese, is daar so 'n dowwe pyn van iets, daar's 'n barensnood, daar's iets wat moet gebeur, hier diep in die diepste van my siel. Wat is dit? Die volgende vers sê, ons self wat die eerstlinge van die Gees het, as die Heilige Gees in jou woon, en jy's 'n kind van die Here, ons sug in onsself. Wanneer gaan dit gebeur? Ons sug in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van hierdie liggaam, om van hierdie ou vodde, hierdie aardse liggaam ontslae te raak. Soos wat 'n wurm gaan sterf daar teen die muur. En as jy dink alles is verby, skielik dan kom daar 'n openingkie. Woep! En daar kom 'n vlinder uit, en hy vlieg en hy dartel. Dan kan jy gaan suie aan al die nektar wat daar is. Want dan vlieg jy vir die Here, om te dink, dit is wat met my en jou moet gebeur. Ons sug in onsself in afwagting. Here, wanneer gaan dit gebeur? Wanneer U kom om ons te neem, om saam met U te wees. Kyk net wat wag in die nuwe vaderland, 'n nuwe verheerlikte liggaam. Alles wat vir ons deel gaan wees om vir ewig daar te wees. In actual fact, jy gaan die nuwe verheerlikte liggaam ontvang as jy wegraping kom, nog voor jy daar aankom. Jy kom met hom daar aan, maar die wat sterwe, sal hom op 'n ander stadium kry. Wie wat het Tozer eendag geskryf? En ek het maar besluit, ek gaan dit net so los, soos wat hy dit gesê het, en ek sal nie my eie woorde by dit sit nie. So Dr. Tozer, hy skryf, hy sê, the average, you must really think what I'm saying, want ek lees wat hy gesê, was my goed genoeg om dit vir jou te bring vandag. Hy skryf, hy sê, the average person in the world today without God, without faith, without hope, die wat sonder geloof, sonder God en sonder hoop is. Dit kom ons uit Efesiërs uit. So hy daar gelees, Efesiërs 2. Toe sê hy, the average person in the world today without God, without faith, without hope, sonder God, is engaged, betrokke, in a desperate personal search throughout his lifetime. Hulle is op soek na iets, alle mense. That person, he really doesn't know what he's doing here. Hulle weet nie hoe hulle op die aarde nie. He does not know where he's going. Hulle weet nie waar gaan hulle heen nie. And the sad part is, sê Tozer, he is doing it all on borrowed time and borrowed money and borrowed strength, knowing
He is surely going to die one day. Jy het hierdie soektog. Geleende tyd. Hoeveel tyd het jy op aarde om te vind? Die noupoort, die smalweg. Borrowed time, geleende tyd. Jy weet hoeveel tyd het jy nie, right? Borrowed money. Jy die bietjie wat jy het, moet jy gebruik. Jy het net wat jy het. And borrowed strength. Hoe lang gaan dit vat voordat jy in 'n bed lê en jy kan nie meer opstaan en loop nie? En jy stoot die bord kos weg en sê, ek het nie meer aptyt nie. Ek sal nooit vergeet, toe Dr. Ralph Hammond se moeder op haar sterfbed lê, laat kom my. Ek staan by haar bed, 'n pragtige, ou moeder. Haar hele lewe uitgeleef het, sy is die liefde van self. En ek staan so by haar bed en ek kyk vir haar en ek sê, moeder, wat kan ek vir jou doen? En sy sê, ag, niks my pastoris. Ek sê vir haar, kan ons nie vir jou ietsie lekkers aan mekaar sit om te eet nie? Weet wat sy antwoord aan my? Net 'n bietjie water vir my lippe. Maar kom 'n tyd, dat jy nie meer sal eet nie. En jy het nie meer tyd nie. Jou krag het jou geval. Jou geld het jou geval. Jou tyd is op. Jou krag is weg. Geld is weg. Tyd is op. And you moving on. Wat dan? Wat sê jy daai dag? Wanneer jy weet, maak nie saak hoeveel nulle in jou bankrekening is agter jou syfers nie. Somebody else is going to take it because you're on your way out. Ek het mos vir julle vertel nou die dag. Toe daai ou mos met vir Spurgeon vra toe hy op die plaas gery het. Wat dink jy van alles? Vra hy vir die wêreldprediker en hy sê, these are the things that makes it hard to die. As dinge jou vashou. Vriende, dit blyk toe vir my, as ek so na die Bybel kyk, alles behalwe verveel dit wat vir ons wag. Jy sien, in hierdie lewe, ek wil dit tot 'n punt bring. So 'n man met die naam van Jack Higgins, prediker sal weet van wie ek praat. Hy het meer as 150 kopieë van sy boeke verkoop in die wêreld. En Jack Higgins, toe hy so suksesvol was op die hoogtepunt van sukses in die wêreld, en hulle vra vir hom, so wat dink jy van alles? Toe sê hy hierdie woorde, hy sê, wanneer jy bo in die lewe uitkom, vind jy daar's niks daarbo. There's nothing. Jy het gefight om bo in die lewe uit te kom. Nou is jy heel bo. En jy kyk rond. Dis niks. Dis soos my vriend. Hy het vir ou Edmund Hillary gaan kuier, een van my vriende, in Australië. Dis die man wat Mount Everest uitgeklim het. Ek is daar oor 2 maande, moet ek pastore oplei in Kathmandu, Nepal, naby die voet van Mount Everest. In elk geval, maar nou, so ek het self uitdaging dat ek moet so toe gaan na by die toekoms. Maar so Edmund, hulle vra toe vir hom, maar jy's die eerste man op aarde wat daar was en teruggekom het, wat die hoogste berg 10 kilometer bo die aarde uitgeklim het, dit oorleef het en teruggekom het. You're the first man ever in the history of the world to could have ever done it. Be there and back. Hulle sê vir hom, so hoe voel jy daaroor? En my vriend James vertel dit vir my. Hy bly in Amerika. Hy sê vir my, ek was daar by hom, by sy huis. Ek nog gaan sit, ek het vir hom die vraag gevra. Ook, hoe het jy gevoel? En weet wat sê hy? Die gevoel was, wat is daar nou om te doen? Wat moet ek nou oorwin? Wat is daar nou om te doen? Ek probeer vir iets sê, die suksesse in hierdie wêreld, hoe groot en hoe wonderlik dit ook al is, kan my en jou nooit tevrede stel nie. Weet jy hoekom nie?
Want ons is geskape vir iets baie groters as wat hierdie wêreld ons kan bied. We are made for something much bigger. We are made for heaven. We are made for the New Jerusalem. We are made and created in the image of God. Ons kyk na hierdie wêreld en ons sê, dit, Abraham, jy's reg. Jakob, jy's reg. Isak, jy's reg. Hierdie plek is nie ons vaderland nie. Daar wag vir ons iets beters. Ons is geskape vir die hemel. Dis 'n beter plek as nou. God homself is daar. En Jesus sê, ek kom om julle die lewe in oorvloed van lewe te gee. So vriende, Jesus het gekom om vir jou en vir my die hemel aan te bied. Dink daaroor. Sy koms na hierdie wêreld toe, sy oogmerk was om ons te red, sodat ons kan hemel toe gaan. Dis hoekom hy gekom het. Sodat ons kan kom haal, vir ons 'n plek voorberei. Waar staan jy? Is jy reg? Is jy reg vir die hemel? Wil jy nou hemel toe gaan? Pastoor, dis 'n ander vraag daai vir 'n ander dag. Kom ons staan almal saam en bid ons saam. Kom ons staan voor die Here. Almal van ons, kom ons gaan staan voor die Here. O, Here, wat sal ons sê? Here, wat sal ons sê? U het vir ons 'n plek gaan voorberei. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil voor U staan en ons wil sê, Abba Vader, dankie dat U Jesus uit die hemel uitgestuur het, U seun. Dat hy gebore is op hierdie aarde, dat hy vir ons die weg kom wys het, dat hy vir ons kom vertel het van die hemel, dat hy ons kom leer het van die hemel, en dat hy hemel toe gegaan het en gesê het, ek wag daar vir jou en ek gaan jou kom haal, dat jy ook saam met my in die hemel kan wees. O, Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil sê dankie, 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 Here. Dankie vir die beloftes van die woord. Ek gaan vir jou plek berei en ek kom jou haal, dat jy kan wees waar ek is. O, dankie vir die belofte van 'n nuwe Jerusalem. Dankie vir die belofte van 'n vaderland. Dankie vir die belofte van 'n verheerlikte liggaam. Dankie vir die belofte van 'n ewigheid in U heerlike teenwoordigheid. Wat kan ons sê vandag, Here? Dankie, dankie Vader, in Jesus naam. Amen.